Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie dat ek hierdie week saam met julle kan afsluit met 'n stukkie sielskos. Kind van God, het jy nou al bietjie gedink dat waar staan jy tans met jou geloof? Nou gaan jy vir my vra, maar hoekom vra jy my nou die vraag? Want ek dink dit is 'n baie belangrike vraag. Dit is 'n vraag wat elkeen van ons behoort vir onsself op 'n gereelde basis te vra, dat waar staan ons met ons geloof? Is ons geloof op so 'n vlak waar Jesus ook vir ons kan sê, jou klein gelowige? Of is jou geloof op so 'n vlak wat Jesus kan sê dat jou geloof is soos die van 'n mosterdsaadjie? Kind van God, dit is uiters belangrik dat ons baie versigtig is, dat wanneer ons 'n nuwe hoofstuk betree, of soos wat ons iets nuuts aanpak, hoe pak ons dit aan? Met watse geloof pak ons dit aan? Pak ons dit aan deur om te sê, as dit uitwerk, is dit goed. As dit nie uitwerk nie, is dit ook maar alright. Of pak ons dit aan met, weet jy, ek is vol vertroue en ek is vol moed hierdie gaan uitwerk. En as dit nie uitwerk nie, dan weet ek, daar's iets beters vir my. Jy sien, kind van God, dit is so belangrik, dat hoe spreek ons lewe in dit wat ons op die oomblik in die gesig staar. Want ons is so vinnig om te sê, ek het nou hierdie diagnose gekry en nou moet die lewe maar sy gang gaan. Of om te sê, weet jy, my lewe is verby en ja, ek het my doel bereik. Nee, my boetie en sissa, jy het jou doel eers bereik wanneer jy jou kop neerlê. Dis harde woorde, maar dis die waarheid. Vir elkeen van ons het God 'n pad. Hy het vir ons elkeen 'n doel. En as jy gaan negativiteit spreek in die situasie waarin jy tans is, die omstandighede waarin jy jou bevind, wat sê dit van jou geloof in Christus? Ek weet, dit is 'n vraag wat daai gees 'n bietjie gaan ruk daar binne jou. Maar dis iets wat ons elkeen behoort te doen op 'n gereelde basis. Dat waar staan ons met ons geloof? Want dit help nie ons sê ons het geloof nie, maar wys ons aksies dit? Of sê ons dan iets anderste? So kind van God, dit is uiters belangrik dat ons regtig op 'n plek kom waar ons kan sê dat ons het geloof, soos die van 'n mosterdsaadjie, en dat ons nie op 'n plek gaan wees waar Jesus vir ons gaan sê, jou klein gelowige nie. Geloof is nie altyd maklik nie. Daarmee gaan ek saamstem. Dis nie maklik nie, maar dis ook nie onmoontlik nie. Om nou weer terug te kom by die voorbeeld wat ek gebruik het vir, dis nou maar hoe dit is, en nou moet die lewe maar sy gang gaan. Wat van as jy dit eerder so benader om te sê, weet jy, hier het nou oor my pad gekom, maar ek gaan nie dat dit my onderkry nie. Ek glo en vertrou, al kan die dokters iets nie doen nie, my hemelse Vader kan. En al kan hy nie nou iets doen nie, weet ek, hy gaan my gebruik in my swakheid. So jy sien my boetie en sissa, om lewe te spreek in die situasie waarin jy is, dit sê baie van waar jy tans met jou geloof is. Want geloof, ons almal moet ons geloof op 'n vlak hê. En nou sê ek glad nie dat ons geloof moet onrealisties wees nie. Ons moet sê, weet jy wat, ek gaan nou al my geld vir die kerk gee, die Here sal vir my voorsien. Die Here werk nie so nie, my boetie en sissa. Of, weet jy wat, ek gaan nou bedank, want die Here het gesê, ek sal vir jou voorsien. Ja, hy gaan vir jou voorsien, daarmee stry ek glad nie, dit is, het staan in die woord. Maar, daar staan ook, die arbeider is sy loon werd. So wanneer jy jou deel doen, gaan God beslis ook doen wat hy moet doen. So my boetie en sissa, geloof is nie van dat jy geloof moet vat en dit onrealisties maak nie. Maar geloof is om te weet, jy vertrou in Jesus Christus. En al kan jy nie nou sien wat is die uitkoms nie, glo en vertrou jy, daar gaan uitkoms wees. Kom ek bid vir jou. Vader, ek bid vir my boetie en sissa, mag elkeen eerstens 'n wonderlike, geseënde naweek hê wat voorlê. Ek bid dat elkeen sal goeie rus inkry, goed uitrus en weer verfris en versterk sal wees vir die week wat voorlê. Vader, mag ons hierdie tyd in hierdie naweek neem om bietjie te gaan reflekteer op die geloof waar ons onsself bevind. En liewe Here, daai areas waar ons eintlik so ongelowig is, dat ons daaraan kan werk. Dat ons U kan toelaat om met ons te werk in ons ongelowigheid. In Jesus Christus naam. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Geniet julle naweek. As julle werk die naweek, baie sterkte.
kyk asseblief mooi na julleself, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek maandag weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.